Alle mense, vandag begin ek 'n nuwe playlist hier op my YouTube kanaal. Ek weet nog nie presies wat om dit te noem nie. Maar ek gaan julle storieetjies vertel van uit my kinderdae. En ek wil ook julle almal uitnooi om as julle storieetjies het van uit julle kinderdae wat interessant is, stuur vir my gerus 'n kort videoetjie. Die e-mailadres sal ek in die comments sit. En kom ons deel ons verlede met die jong mense van vandag. Nou, ek het groot geword in die 60ers, 70ers jare. En die lewe daai tyd was baie anders as vandag. Ons kon in die aande rondloop. Ons as kinders het tot 10, 11 uur in die aand in die dorp gespeel. Ons het daar aan Witpoortjie se kant groot geword. En ons smitte, sou ek sê, is nou nie, of was nou nie bekend as die soetste klomp kinders in die wêreld nie. En so het dit ook gebeur een aand, dat my tannie hulle uit Newcastle uit kom kuier het. En hulle het so 8 uur, half 9 se kant daar by die huis opgedaag. Was oor 'n naweek. So Vrydaagaande kon ons nog maar 'n bietjie buitekant in die dorp gaan rondloop of in die strate gaan rondloop. En soos kinders nou is, het ons, of was ons baie lief om tok-tokkie te speel. Tok-tokkie is as jy aan iemand se deur klop en weghardloop, sodat as hy die deur oopmaak, is daar niemand naby. En as jy dit so 2 of 3 keer gedoen het, dan gewoonlik het die ou baie kwaad geword. En ons het in ons straat, het ons ou gehad. Ons het baie met hom gedeel, want hy het ons hare gesny ensovoorts. Maar hy het moeilike kinders gehad. Moeilik bedoel ek, is van daai kinders wat vandag pille kry om hulle te kalmeer. En ons as kinders daai aand, het was 'n Vrydag aand, het maar hier op in die straat geloop en af in die straat geloop en ons besluit toe, okay, ons gaan so 'n bietjie begin tok-tokkie speel. Wat jy ook moet besef is, daai tyd was erwe nie toe nie. Die misdaad was baie laag gewees. So, ek en my broer en my neef besluit ons gaan nou aan die deurklok. En dis nou waar die ou se naam gekry het. Van daai dag af, op daai aand af, was hy altyd bekend as ou Harry Onderbroek. Want toe ons klop, dit was 5 sekondes gewees, toe vlieg daai deur oop en ou Harry kom daar uitgehardloop net in sy onderbroek. En natuurlik was daar niemand voor die deur nie. Ek het so agter 'n bos weggekry, want ek was die een wat geklop het. En ongelukkig vir my, het sy vrou my gesien. Of sy het my silhouet gesien agter die bos en sy sê vir Harry, kyk, daar sy. Maar ek het my kop so tussen my skouers ingedruk en af in die straat gehardloop, want ek weet ou Harry kan my nooit inhaal nie. Daarvoor was hy te groot. En het so om die hoek gehardloop en nou loer ek was so. Maar my broer en my neef het plat in die deurpad gaan lê. En sy padjie was 'n bietjie hoër gewees. So, as jy in sy deur gestaan het, dan kon jy hulle nie sien nie. Maar ongelukkig het ou Harry toe uitgehardloop. En toe hy in die pad kom, steek hy vas en hy draai om en sy flits vang my broer, my neef wat daar aan die pad lê, en hy vang hulle toe. En hulle kom roep my. En die gevolg is, ons 3 kinders word almal opgemaats daar na die huis toe, want hy gaan nou dit aan ons ouers, hy gaan nou by ons ouers klaar daar.
Hy het die voordeur geklop en hier staan ons 3 seuns en nou Harry. En hy gaan af omdat ons hom wakker gemaak het en sy kinders wakker gemaak het. En wat doen my ma? Sy staan vir hom so wraggies en lag. Ek dink nie Harry het ooit weer in sy lewe daarna met ons gepraat nie. Nou dit is nou maar een van jou staaltjies wat ek mee groot geword het. Ek gaan probeer om nog van hulle uit te dink en hier te deel, maar asseblief, as julle ook sulke staaltjies het, laat ons weet. Tot volgende keer.